Ek lees vandag vir Jeremia 29 vers 11. Seker my mees gunsteling vers in die Bybel. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper and not to harm you. Plans to give you a future and a hope. Ek is Heinrich Gabler, voormalige minister Suid-Afrika en ook die stigter van Upcycle SA, 'n nuwe winsgewende organisasie wat sporttoerusting skenk aan minderbevoorregte skole en gemeenskappe. Heinrich is ek het groot geword in Somerset West, daar gebore, in 'n huishouding waar my ma lang ure gewerk het. My pa was ook 'n hardwerkende man, maar die hartseer deel is hy was 'n verslawe alkoholist gewees. So ek het nie altyd die standvastige huishouding gehad wat ek van gedroom het van 'n jong ouderdom af nie. Op die ouderdom van 9 jaar oud het die welsin ons kom weghaal, myself en my 2 ouer broers. Ons is toe na 'n kinderhuis te gestuur op Wellington, huis Andrew Murray kinderhuis, waar ons oorspronklik net vir 'n jaar sou wees. Dit was omtrent 8 maande in die kinderhuis toe ons oom kom kuier het as my ma se broer en vir ons die slegte nuus gebring het dat ons ma oorlede is in 'n motorongeluk. My pa het in daai tyd oorsee gewerk in Duitsland om hopelik bietjie finansiëel stabiel te word en terug te kom en net vir ons 'n beter toekoms te gee. En hy het teruggekom vir die begrafnis en net na die begrafnis teruggegaan en ons gelos. En toe moes ons vrede maak met die feit dat ons dan nou vir altyd, ek sê in die kinderhuis sal wees tot 'n ouderdom van 18. En op die ouderdom van 16 jaar oud het ek regtig waar die lewe begin bevraagteken. Bestaan liewe Jesus regtig? Ek het geglo as 'n kind. Hoe kan dit wees dat hulle sê hy's 'n God van liefde, waar my eie pa my nie wil hê nie? Hy het die persoon weggeneem van my af, wat ek die liefste voor gehad het, my ma is oorlede. Die ene punt wat my getroos het, is te weet dat dit my ma in 'n beter plek is. Ek glo in die hemel en ek glo sy's daar. Maar die haat binne my vir my pa het my baie teruggehou in die lewe. Het gevoel as 'n berg op my skouers. Ek kon nie myself lief hê nie. Ek kon nie mense om my lief hê nie, omdat ek soveel haat binne my gehad het. En ek nou eendag kom ek terug na die kinderhuis toe na 'n saalbyeenkoms waar 'n dogter op die leerlingraad, sy het die byeenkoms geopen en sy het 'n stuk papier gevat en dit opgevrommel voor die hele saal en gesê, dit voel dalk soos julle lewe vandag, teen mekaar en verwoes. Maar ek wil vir julle sê dat as jy jou hart vir die Here gee en sy haal 'n nuwe bladsy, skoon bladsy uit en sy wys dit so vir die saal. En ek sit heel agter en ek begin so 'n traan pik en probeer net dit wegsteek en dit voel as sy net met my praat. Ek sê, "Sjoe, dit is 'n saal van 1000 leerders en dit voel asof sy net met my praat." En daardie dag toe pla dit my baie want ek het besef, "Sjoe, ek het regtig so 'n stuk papier wat sy gevrommel het, dit is hoe ek voel." En ek gaan terug na huis toe en ek gooi my tas op die vloer neer en ek huil en ek breek. Is hierdie jong, sterk vir 'n seun wat rugby speel, wat geleer is dat cowboys don't cry, sterk wees, wat eintlik gebroken is in die binnekant. En ek breek uit in trane en ek huil en ek sê vir die Here, maar okay, ek gaan nou vir u uitdaag. As u regtig verstaan, dan is ek nou hier, dan gee ek my hele hart vir u. En kom neem my lewe of ek gee my hart vir u en ek wil hê dat u binne my moet kom woon. En dit was seker die coolste uitdaging wat ek ooit gedoen het. Dis asof die Heilige Gees my dadelik aangeraak het. En dit voel of my hart net heel raak, hierdie berg van my skouers af. En dis die scary deel, dat ek letterlik vir Jesus ontmoet het in my kinderhuiskamer. Hy het by my op die bed kom sit, en ek het op sy skoot gesit en hy het my net vasgehou. En die liefde wat ek ervaar het, kan ek nie regtig vir enige beskryf nie. En hy sê vir my, Heinrich, kan ek jou my oë gee? Dan kyk jy na jou pa deur my oë. Ek sê, asseblief. En dis asof hy my oë raak, en ek sien my pa, en ek sien hierdie gebroke man voor my, wat 'n gebroke man gehad het, as 'n biologiese pa vir hom, en dis asof hierdie generational curse het oorgedra het na hom, en hy kon homself nie help, en ek besef net, maar hy ken nie die Jesus wie ek nou ontmoet nie, wat soveel liefde
en jou nuut kan maak. En ek sê vir die Here, maar ek wil hom vergewe, sal hy my help, ek kan dit nie alleen doen nie. En dis asof die Here my sê, maar ek sal vir jou help. En net daar kon ek my pa vergewe. En ek studeer my hoërskoolloopbaan, maar ek moet sê, op die ouderdom van 16 het my lewe verander. Vanaf hierdie rebellious jong seun, waar ek leiersposisies ingeneem het, provinsiaal sport gedoen het. Dus my lewe was net totaal en al anders. Ek was hierdie jong, inspirerende man wat 'n voorbeeld was vir ander kinders, om te wys dat it doesn't matter where you come from, what matters most is where you're going in life. En ek kon meer mense van Jesus begin vertel. Ek het toe 'n CSV kringleier geword, waar ek hierdie groep gehad het wat ek Bybelstudie mee gedoen het. En in my matriekjaar begin ek weer nie twyfel nie, maar soos Jesus, ek's nou klaar met hoërskool, wat gaan vir my word? Finansies is daar nie. En die Here sê vir my, ek sorg vir die mosies en die blomme en alles daar buite. Sekerlik sorg ek vir my kinders ook. Hou vas aan my belofte vir jou. En ek kry toe hierdie onderwysbeurs, waar ek onderwys kon gaan swat. En ek word 'n onderwyser en ek kon sport doen. En 16 jaar nadat die Here vir my, of 13 jaar liewers, van die ouderdom van 16 op 29, skryf ek in vir Meneer Suid-Afrika, want ek wou graag 'n platform gehad het om my storie met mense te deel. Want tydens universiteitsjare kon ek ander inspireer om te sê, weet jy wat, dis vanaf ek kom, en ek werk hard om bo my omstandighede uit te kom en te styg en ander te inspireer om dieselfde te doen. Het ek ingeskryf vir Meneer Suid-Afrika en ek het die kompetisie gewen. Maar dit was vir my kitsroom gewees. Dit was baie vinnig en iewers skielik is die opskrifte in die tydskrifte en die koerante van weeskind tot Meneer Suid-Afrika het soveel mense aangegryp. En dis eintlik so ironies hoe die Here werk, dat hy my meer gebruik het op van kerke en verhoë om my testimony met mense te deel hoe die Here my lewe verander het, in plaas daarvan om modelwerk en skoonheidskompetisies te doen. So dit was my amazing hoe die Here Meneer Suid-Afrika die platform gebruik het om sy woord en net my lewensverhaal met ander te deel. En net na Meneer Suid-Afrika het ek gevoel is die regte tyd aan daai belofte wat die Here my gegee het op die ouderdom van 16 om Upcycle SA te begin, wat sporttoerusting aan minderbevoorregte skole en gemeenskappe skenk. En sodoende het ek besef dat 'n kind kan ek nie sport doen op 'n leë maag nie, maar dat ons begin kospakkies doen het, begin klere. So dis 'n holistiese approach wat ons doen om iemand upcycle, you uplift them from their circumstances, and one day, as Heinrich did, so many people, soveel mense het my ondersteun om bo my omstandighede te kom, en vandag kan ek dit net weer, I can repay it, so up and cycle, return the cycle and help someone else again in that circumstances. Natuurlik was dat daar wat ek hoop verloor het, of gevoel het of waar geen hoop is nie. Party daar in die kinderhuis, waar jy net besef dat amper seker realiteit jou in die gesig skop, as ek so kan sê, waar jy besef dat, sjoe, Heinrich, dit is nou waar jy gaan wees, daar's geen hoop, jy gaan nie uit hierdie omstandighede kan uitkom nie, selfs al maak jy klaar met skool, jy gaan dalk 'n matrieksertifikaat agter jou naam het, maar daar's niemand daar buite wat eintlik daar kan wees vir jou nie. Ek kan nou in my grootmenslewe waar ek alles verloor het vir die tweede keer in my lewe, waar ek ook hopeloos gevoel het, waar ek my werk, my huis, my kar, finansies alles verloor het, waar ek nog steeds gelewe het. As ek, Here, as ek nog lewe, sekerlik kan U my nog steeds gebruik. En hoe die Here my net weer kom restore. En om terug te dink, en is ironies dat dit eintlik die beste ding is wat met my ooit kon gebeur. Want die verhouding wat ek nou met die Here het, nadat ek alles verloor het, dis asof ek hierdie bangheid, hierdie vrees wat ek oor my lewe gehad het van, net na ek my hart vir die Here gegee het op 16 jaar oud, het ek heeltyd probeer op eierdoppe loop, ek moet net okay wees, want ek wil hierdie lewe vir myself hê, ek moet harder werk as die res, ek kan nie weer alles verloor nie, want dit is nie lekker om niks te hê nie, en dan kom het waar jy letterlik alles verloor, en dan besef jy net, daardie aardse goed maak nie eintlik saak nie, hierdie bietjie wat ek het, is die Here my kan gebruik, en hoe die Here my
deur hierdie journey vat, waar jy I'm faithful with a little, waar jy my net elke keer meer seën en seën. En sodoende kan ek met die seëninge wat die Here oor my lewe bring, kan ek ander aanraak. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.